Welkom terug. 'n Baie belangrike onderhoud nou met 'n prof Renate Skuman, hoof van gesondheidsleierskap aan Stellenbosch Bestuurskool. En sy sluit volgende by ons aan om te gesels oor die skamele begrotingsbesteding aan geestesgesondheid in Suid-Afrika. Goeiemôre prof. Môre Jennifer. Prof, ek dink kom ons begin by hoeveel Suid-Afrikaners sukkel werklik met geestesgesondheid? Jennifer, die leeftydprevalensie van geestesgesondheidstoestande is amper 1 uit 3. Wat jy ergens in jou lewe met iets gaan sukkel, en op any given time is omtrent 'n kwart van Suid-Afrikaners wat sukkel met depressie. Maar die absolute minderheid van hulle het toegang dan tot dienste. Sjoe, dis nogals 'n groot syfers en getalle as jy dink 'n kwart het enige tyd Suid-Afrikaners. Hoe vergelyk ons met die res van die wêreld? Ons doen glad nie goed nie. Ons weet daar was in 2016 'n studie wat ons gekyk het na hoeveel mense presenteeisme het, met ander woorde by die werk is, maar nie goed gaan met hulle nie. En dit was die hoogste van die lande wat deelgeneem het. Meer onlangs in die Mental State of the World Report wat verlede jaar uitgekom het, rank ons 69ste uit 71 lande en 35% van al die deelnemers in die studie van Suid-Afrika het gesê hulle kry werklik emosioneel swaar. Ja, dit is nogal skokkend om te dink, jy weet, dat soveel Suid-Afrikaners sukkel, dat ons so is, jy weet, eintlik sleg doen teen 'n vergelyking met die res van die wêreld. Hoeveel van ons begroting dan, gesondheidsbegroting, word bestee aan geestesgesondheid? Ek dink dit is wat my regtig warm maak hier onder my kraag, is dat slegs 5% van ons begroting word bestee aan mental health disorders of geestesgesondheidsprobleme. Prof, as 'n mens dink aan die verskillende, sal 'n mens nou sê, sosiale vlakke in Suid-Afrika. Daar's mense wat private sorg kan bekostig. Dan is daar mense wat op die publieke sektor van die publieke sektor afhanklik is, van die staat se hulp afhanklik is. Is dit die oorgrootste meerderheid van mense wat ons nie op hierdie stadium bereik nie? Peer, dis interessant. Ons praat van die treatment gap, met ander woorde mense wat 'n siekte het, maar nie toegang soek tot dienste nie. En dit beïnvloed beide die publieke en die staatssektor. Nou, dit lyk maar beide kante redelik hopeloos en power. Maar as ons kyk na gesondheidsorgwerkers, is daar min of meer 1 vir elke 300.000 mense is daar 'n psigiater in die publieke sektor. En in die staatssektor 1 per 100.000. So, dit is in elk geval sleg. Dit is nie slegter en slegste nie. Dit is net sleg in terme van internasionale standaarde. En selfs al is daar gesondheidsorgdienste beskikbaar, gegee jy byvoorbeeld 'n mediese fonds of jy het toegang tot 'n kliniek, beteken dit nie mense gaan nie. Die groot probleem in Suid-Afrika is nog steeds 'n gebrek aan awareness. En ek dink dit is nie dit ons burgers wat die probleem het nie, dis dalk ook hoekom die policy makers nie regtig besef hoe groot is die impak van geestesgesondheidstoestande nie. So die stigma en die lack of awareness maak steeds dat mense nie toegang soek nie. Ons het onlangs 'n studie gedoen by een van die groot hospitale in die land, wat regtig een van die, ek wil sê die pinnacles of hope is eintlik, of opgehou word teen as regtig internasionaal vergelykbaar. Maar slegs 8% van die personeellede presenteer vir hulp, ten spyte daarvan dat die oorgrootste meerderheid sukkel. So daar's regtig hierdie fallacy in mental health ook, we need to be invincible. Dokters dink ons moet maar net altyd deurdruk. So dit is 'n groot sistemiese probleem. Dit begin by die persone, die individue wat moet toegang soek tot support en dienste, maar dan natuurlik aan die ander kant, daar is net bloot nie die infrastruktuur nie, daar is nie gesondheidsorgwerkers nie, daar is nie die finansies nie. Die 5% wat ons nou wel kry vir geestesgesondheid, gesamentlik met die stigma rondom geestesgesondheid, dink jy dit is net dat mense dit regtig nie ernstig opvat nie sien as 'n werklike siekte in die land nie? Ek dink ja, of hulle prioritiseer dit net nie. Hulle dink fisiese probleme is groter, maar as mense besef hoe groot is die impak van die geestesgesondheidsprobleme, selfs ook op fisiese toestande. Sê vir byvoorbeeld diabetes of hipertensie of selfs antiretrovirale medikasie. As mens depressief is jou kans dat jy adhere, met ander woorde getrou jou medikasie drink, baie swakker. So met ander woorde, as iemand in 'n emosioneel 'n goeie plek is hulle leefstyl beter, hulle samewerking of adherence to medikasie is baie beter. En dan weet ons ook byvoorbeeld met depressie, tot 80% van mense met depressie sukkel met kroniese pyn. Nou het dit weer 'n invloed op ander toestande wat dalk met pyn geassosieer is. So mens kan regtig nie eintlik fisiese en emosionele gesondheid so kunsmatig skei, soos wat die regering dit doen nie. Is dit dan 'n geval dat emosionele gesondheid
die fisiese gesondheid so affekteer dat ons baie minder op fisiese gesondheidsbehandeling kan spandeer as ons net meer fokus op geestesgesondheid. Ek glo absoluut so, en die een groot probleem wat ons ook in Suid-Afrika het, ons het nie regtig 'n healthcare system nie, ons het 'n sick care system. Met ander woorde, daar word begroot om vir mense te sorg wat reeds siek is. Maar as mens na iemand se emosionele welstand omsien, dan maak dit hulle in staat, it empowers you to take better care of yourself. Met ander woorde, jy kan dalk gesond bly en nie siek raak nie. So ons moet beweeg van 'n sick care system na werklik na 'n healthcare system. Kom ons hou mense gesond en bemagtig hulle om beter te funksioneer. En een van die basiese boublokke daarvan is emosionele welstand, natuurlik tesame met ander sosio-ekonomiese determinants of health ook. Wel, Prof, dis nou presies wat ek wou by jou weet, want dit is wonderlik om jou passie te sien oor die feit dat daar nie genoeg ondersteuning is in die geestesgesondheidssektor nie. Maar mens kort altyd daai oplossings. Wat is die eerste stap? Is die eerste stap bewusmaking, of waar begin ons dan om hierdie hele stelsel te verander? Ek wens baie keer die regering kan soveel geld bestee op education as wat hulle bestee op meetings op die NHI en. As ons begin by kinders en ons kan kinders se education beter kry en ook hulle bewuswording van ook geestesgesondheidstoestande, dan kom ons op 'n jong basis begin en mense met 'n beter education, met 'n beter ekonomiese bestaan, dit het weer beter fisiese gesondheid en emosionele gesondheid tot gevolg. So mens kan nie net sê hier is die een dingetjie wat ek moet verander of 'n ander dingetjie nie. Ons het oor die afgelope paar jare, ek dink geweldig baie bereik in Suid-Afrika, veral deur die media wat ons so wonderlik ondersteun om regtig die boodskap te probeer uitbring daar in terme van die belang van geestesgesondheidstoestande. So ook met organisasies, corporate mental health awareness, wat ek dink het ons regtig met drastiese skrede vooruit gegaan. Maar ons groot challenges wat ons het en uitdagings op hierdie stadium, ek dink ons bereik nog steeds die grootendeels mense wat employed is en mense wat Afrikaans of Engelsmagtig is. Daar is nie genoeg mense wat al die materiaal kan vertaal, inligting versprei in ander tale vertaal nie. Ek praat 'n klein bietjie Sesotho, maar dit gaan my nie help om 'n workshop aan te bied of 'n boek te skryf of so nie. So ons het regtig selfs die taal in Suid-Afrika is 'n probleem om inligting regtig af te syfer na almal wat dit nodig het om dit te hoor. Dis nogals interessant dat jy daai sê, die feit dat eintlik word meeste Suid-Afrikaners dan nie bereik met die nodige bewusmaking eintlik van die groter probleem nie. Ja, ek dink weer, as ons dink, waar is die mense? Die mense is of nie by die werk nie, want hulle het nie werk nie, of hulle is by die werk, maar meeste organisasies werk in Afrikaans en Engels. En wat van die mense wat nie so vlot is in dit nie, sien maar die van kontrakwerkers of een wat moedertaal een van die ander landstale is. Maar die groot ding lê dan in die unemployed ook, wat natuurlik dan nou 'n ander klomp stresore ook het waarmee hulle moet versoen. En ek dink dis presies waar die media so belangrik is. Ons weet daar's baie goeie TV en radiopenetrasie in meeste, if nie al die huishoudings in Suid-Afrika nie. En dalk is meer sulke veldtogte en samewerking met die regering ook baie belangrik. Maar selfs ook dan gemeenskapsklinieke. As iemand instap vir 'n seertoon by 'n gemeenskapskliniek, behoort daar ook toegang te wees tot geestesgesondheidsmateriaal of daar behoort geestesgesondheidssusters te wees, mental health care nurses. Maar ek voel ook almal moet daai gesprek met 'n pasiënt kan hê, nie net 'n psigiater of 'n sielkundige of 'n mental health nurse nie. Hoekom is dit nie ook meer embedded in die kurrikulum van opleiding, selfs ook dan vir al die gesondheidsorgwerkers nie? Sou die vermeerdering van terapeute in die staatsstelsel, sou dit die probleem aanspreek? Dit sal definitief help. Dit sal definitief help. As ons dink daar's op hierdie stadium min of meer net een sielkundige vir in 50% van die klinieke is daar so een sielkundige as hulle gelukkig is. So daar's baie klinieke wat net nie toegang het nie. Maar ek dink weer eens, dit hoef nie net sielkundiges en psigiaters te wees nie. Dit kan medical officers wees of algemene praktisyns of mental health nurse of kom ons sê net verpleegsters en susters wat ook beter opgeleid kan word. Daar is wel ook 'n beweging dat ons ook met tradisionele gesondheidsorgwerk of tradisionele, wat sal ons noem, traditional healers probeer saamwerk ook, om te verstaan waar is dit wel kulturele fenomena, sê maar Okutwasa of Amafofinyaan, en waar is dit werklik eerder 'n biologiese tipe probleem wat ons wel moet verwys vir westerse medisyne. So ek dink tradisionele
healers is nog steeds ook 'n goeie eerste kontakpunt. Maar ek dink almal in 'n gemeenskap het so 'n groot rol. Ek dink regtig om in skole te werk, om in kerke te werk, al die kontakpunte moet eintlik beter opgelei word oor hoe om met geestesgesondheidsprobleme te hanteer. En dit is definitief nie iets wat ons kan sê is een iemand of een rolspeler se verantwoordelikheid nie. Ek dink selfs iemand wat baie goeie werk doen is al die verskillende non-profit organisations in Suid-Afrika wat wel ook in die mental health space werk. So daar moet definitief beter partnerships ook wees, maar ons kan nie wegkom van die feit dat die regering die probleem ignoreer nie. Sjoe. Prof Renate, baie dankie vir jou passie en jou tyd vanoggend en ook die bewusmaking wat jy kom skep het oor geestesgesondheid. Ons waardeer jou tyd vanoggend.